In U naam, Jesus, is daar redding. In U naam alleen. Jesus. Here, in U naam is daar genesing. In U naam sal elke vesting neergewerp word. In U naam is daar vryheid. Jesus. Daar is nie vir ons 'n naam groter, sterker en soeter as die naam van Jesus. Lewe is in U, Here. Lewe is in U, en U alleen. U is die lewe en die opstaan. Jesus. En ek verklaar vryheid. Here, ons het dit gesing. O, Gees is vryheid. Here, dankie vir U Gees vanoggend hier, en ek verklaar dat die vryheid in elke persoon sal manifesteer vanoggend. Vryheid van vrees, sonde, vestings, enigiets wat nie van die koninkryk van lig is nie. Ons sal vry wees van dit. Angs, depressie. Vry as gevolg van die Gees. Dankie Heilige Gees, dat U is almagtig, U is met ons, U is God en U is in staat tot alles. Ons loof U en ons prys U in Jesus naam. Amen. Amen. Great. So 'n baie belangrike aspek, en dit is nogal iets waar ek die laaste ruk baie oor mediteer, en baie opkom by my, wanneer dit kom tydens my wandel saam met God, is die feit dat jy weer gebore is. En ek kan dit nie vir jou meer beklemtoon nie. Jy is weer gebore. En ek dink as ons dit besef, dan sal jou wandel met God werklik anders lyk, en jou wandel as Christen sal werklik anders lyk. Want soveel Christene dra nog dit van die ou lewe saam met hulle, omdat hulle nie werklik verstaan dat hulle nie gebore is nie. Jy is 'n nuwe skepsel. Jy is 'n nuwe skepsel. Ek is skriftuurlik oortuig dat ons kan sonder sonde lewe. Regtig. Dit klink nou vir jou asof ek blasphemy, skeer jou klere. Hoe kan hy so iets sê? Jy kan sonder sonde lewe. Sê ek, jy gaan dit altyd reg kry? Nie wat ek sê nie. Maar jy is 'n nuwe skepsel. Jy het nie 'n sondige natuur nie, jy het die Heilige Gees in jou. Jy's nuut gemaak, alles is verby. En daar's 'n rede hoekom, kom ek stel dit so. Jesus, ek wil hierdie vraag vir jou vra. Hy het sonder sonde geleef, ons almal stem saam met dit, né? Amen. Het hy sonder sonde gelewe as mens of as God? As mens. Want hy moes dit as mens gedoen het, anders was sy offer nie geldig vir ons aan die kruis nie. Hy was op alle maniere versoek en getoets, soos ons. Was niks waardeur jy kan gaan waar hy deur nie gegaan het nie. Hy het deur alles gegaan, tog sonder sonde. En ons sien op soveel kere wat hy mense genees, en dan sê hy vir hulle, gaan en sondig nie weer nie. Of iets ergers kan oor jou pad kom, nadat hy die persoon genees het. So ek wil vir jou sê, nie in 'n manier van, hey, wees beter, klap jou agter die kop, hou op met jou nonsens nie. Ek wil vir jou sê, waar die Gees van God is, daar is vryheid, nie net van jou verlede, goed wat jy dalk nog dink, mag het oor jou nie, maar ook oor sonde. Jy hoef nie daai cycle te repeat van, ek gaan dit nooit weer doen, ek gaan dit nooit weer, dan doen jy dit. Jy ken daai sonde, dit was so 'n siklus, jy doen dit, gaan dit nooit weer doen nie, voel sleg daaroor, dan soos tyd verby gaan, voel jy minder sleg daaroor, dan doen jy dit, ek gaan dit nooit weer doen. Nee, hy gaan maar so om en om en om. Jy hoef nie daarin vas te sit nie. Want jy het die Gees van God in jou, nie 'n gees van vrees nie, maar van liefde, krag en, baie belangrik hier in hierdie laaste een, selfbeheersing. Selfbeheersing. Ek wil vir jou sê, wanneer jy sondig, ek het hom,
Sorry, hy het my klaar geval. Ek is nie so vinnig nie. Nee, glad nie. Is as jy sondig, is dit nie as gevolg van die feit dat jy wel hang af. As jy nog nie Jesus aangeneem het nie, dan is dit jy's 'n sondaar. Jy's van sondige natuur. Maar as jy Jesus aangeneem het en jy kry dit verkeerd, dan is dit omdat jy dit gekies het, want jy het selfbeheersing. Maar weer eens, hierdie is nie jy moet die hele preek nou luister. Dis nie soos weer eens word beter nie. Maar daar's vryheid vir jou en wanneer jy dit verkeerd kry, is daar vir jou vergifnis. Maar dit is belangrik dat ons daai siklus voltooi. In Johannes 10 vers 10 is my heel eerste teksvers vir oggend. Bekende enetjie. Die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en 'n lewe in oorvloed kan hê. Nou hierdie teksvers is hulle op verskeie maniere gebruik in die charismatiese bewegings, onder andere as jy Jesus het 'n lewe in vol en dan die prosperity preachers hou baie daarvan hierdie stukkie. En ek wil vir jou sê jy gaan 'n lewe in vol hê in Jesus Christus. Maar wat sien ons in konteks beteken dit? Beteken dit gaan nooit sleg gaan nie? Ek wil vir jou sê ek dink baie hieraan en ek verstaan dit tot vandag toe nie. En ek dink dis omdat hulle lewe in vol ver bo dit wat ons hier sien en verstaan begryp het. Is die vroeë kerk wat vervolg was. En ek het hierdie storie al baie vertel van julle, het dit al tot vervelings gehoor, maar dis omdat ek kry nog nie my kop om dit. Ek is soos wat het gebeur is Nero, weet jy wie van julle al gehoor het van Nero nie? Regtig bad ou. Super bad. Wat hy gedoen het is hy teper, wel kom ek stel dit so, hy het agtergekom die Christen een van die goed wat hy gedoen het, is hy het agtergekom die Christen gemeenskap groei baie in sy koninkryk en hy sien dit as 'n bedreiging. So wat hy te doen is hy brand toe sy eie mense, sy huise af. En hy blameer dit op die Christen gemeenskap sodat hulle kan begin vervolg word. Hy brand sy eie mense sy huise af en gee vir hulle die skuld. Nie iets wat 'n goeie ou doen nie. Dit stop nie nou nie. Wat hy te doen is, want nou die vervolging van die Christene begin, is hy het die Christene gevat en dan het hy hulle op 'n paal gesit, vasgemaak, dan het hy teer op hulle gegooi en dan het hy hulle in die brand gesteek om die lig te wees vir sy teepartytjies. Dis ek kan dink jy drink tee en hier's een besig om te brand hier bo jou. En dit stop nie daar nie. Wel, hier kom die goeie deel. Daar's geskrywe dat terwyl hierdie Christene gebrand het, het hulle psalms gesing. Nou daai is wat ek nie verstaan. Is hoe groot daar's 'n genade wat die Here vir daai mense moet gee wat ons nie begryp nie. Dat die feit dat hulle kan 'n psalm sing terwyl jy brand. Ek dink ons almal het al ons hande gebrand, né? Eerds aan 'n warm ding gevat. Wat kom uit? Die Here is my herder. Nee, dis wat jy sê nie. I know, damn it. As jy gelukkig is. En hulle sing psalms. Want die werklikheid van God en 'n lewe in vol is vir hulle meer as net hierdie. Daar's 'n lewe vir ons wat hierna nog wag en dis deel van dit. En in konteks is dit praat dit ook van dit. Want Jesus genees 'n ou en die mense begin agterkom hy is die Messias en hulle sê nee, jy moet eerder vir ons luister, jy moenie vir hierdie man luister en hy sê hulle soos die dief wat kom steel, slag en verwoes. Hy praat nie eers hier van die demone nie, hy praat van die Fariseërs. Hulle is soos diewe want hulle sê vir julle wat nie waar is nie. Ek is die waarheid. Dit wat ek vir jou sê, ek is die goeie herder wat vir jou die waarheid gee dat redding in my is en dat daar lewe en vol in my is. Ek het hierdie verskriklike mooi 'n quote gelees hierdie week van iemand wat ek gaan net 'n post gemaak. Ek kan nie eers wie dit was wat gesê het dat as iemand ons vergeet baie keer dat wanneer ons iemand afstaan in die dood dat hulle nie dood is nie, they just relocated. Ons gaan eendag weer sien, ons gaan eendag weer soms en dan gaan hierdie stukkie wat ons hier is absoluut voel soos 'n druppel in die see. Ewigheidsperspektief. En daar is vir ons 'n lewe en 'n lewe in vol in Jesus Christus. Dit wat om jou gaan. En ek dink dit is waar die geheim baie keer inkom by 'n lewe in vol. Is dit nie noodwendig soveel te doen soos wat om jou aangaan nie.
maar die feit dat dit wat om jou aangaan nie meer invloed het wat binne jou aangaan. Ek dink dis baie meer nader aan die waarheid. Jesus was in die storm. Inteendeel as jy kyk in die skrif, Jesus het 10 teen 1 geweet daar storm is op pad. Die disippels het 10 teen 1 geweet daar storm is op pad want hulle is vissermanne, hulle sou geweet het hoe om die weerpatrone te lees en hy sê vir hulle klim in die boot en vaar uit. Hy het geweet. Hy was in die storm, maar hy slaap in die storm. Want dit wat om ons aangaan kan ons nie verwoes nie. En ons gaan nou wel, dit is nogal die volgende teksvers ook Job. Julle kan so lank na Job toe gaan, so in die eerste hoofstuk. Job is die heel oudste boek in die Bybel. Ek hou baie van Job. Wens ek vir Job se lewe nie noodwendig nie, glad nie. Dit wat hy deurgegaan het nie. En maar voor ek Job begin lees, wil ek net die volgende deel, die profetiese beeld wat die Here vir my gewys het oor vanoggend se preek is as jy en vanoggend is baie gefokus op sonde. Sonde wat jy huisves, gewoonte sonde is daai dingetjie wat jy wegsteek. En dit is soos 'n damwal wat 'n klein gaatjie in het. Dit voel nou vir jou, dit is klein bietjie water wat daar uitkom. Dis klein bietjie, dis klein bietjie. Dis 'n ergie, dis 'n ergie. Ek kry dit 99% van die tyd reg. Ek wil vir jou sê as jy nie aandag gee aan daai klein gaatjie nie, gaan hy klein bietjie wegchip, en groter word en jy gaan 'n verlies ly. Nie omdat die Here jou straf nie, maar omdat jy oor die pad geloop het waar daar nie 'n sebrastreep is nie. En 'n kar ry jou raak. En jy sit jouself in 'n situasie waar jy gekies het om te wees. Julle verstaan wat ek bedoel het met die kar nou. Dis dalk nou heeltemal so jy uit die bloute uit. As jy oor die pad loop waar jy nie moet loop nie en iemand ry in jou vas, is dit die Here wat jou straf? Nee. Jy was waar jy nie moet wees nie. JC het hierdie verskriklike goeie ek gaan nie eens my eie voorbeeld gebruik nie want dit is soos net 'n great voorbeeld en ek gebruik dit maar altyd. Is wanneer iemand by jou huis inbreek. En ek weet nogal hierdie ene. Hy het my nie wakker gemaak om vir my te vra wat kan ek vat en wat is op versekering, want dan as ek vir hom gesê het niks. Want niks is op versekering nie. En hy kom in, soos 'n dief, hy slaap en hy vat alles. En dis wat dit is om sonde te koester, te pet. Want niemand sien dit nie. Guilty pleasure. Soos 'n dief. Jy dink dit doen nie skade nie, maar soos 'n dief, hy kom in en hy vat wat hy wil en jy kom dit eers na die tyd agter. Nou Job, kom ons lees vanaf vers 1 tot 3. Daar was 'n man in die land Us, wie se naam was Job. En die man was vroom en opreg en Godvreesend en een wat afgewyk het van die kwaad. En vir hom is daar 7 seuns en 3 dogters gebore. Daarby was sy besittings 7000 stuks kleinvee en 3000 kamele en 500 paar beeste en 500 eselinne en 'n groot menigte slawe, sodat die man ryker was as al die kinders van die ooste. Hier is 'n ryk ou. Hy is baie geseën, maar ons sien ook nie net dat hy ryk is nie, maar dat hy opreg was. Dat hy he was in right standing with God. Hy was geregtig geweest, want hy was 'n Godvreesende man. Ryk ou geweest. En ons sien dan vanaf vers 4 en sy seuns was gewoond om 'n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag. Dan stuur hulle en nooi hulle 3 susters om saam met hulle te eet en te drink. En elke keer as die dae van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle. Want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart. Nou hierdie vertaling sê geseën, as jy kyk in die oorspronklike vertaling praat van die cursed, if they cursed God. Hierdie is nie in 'n positiewe, hulle het nie God geseën soos wat dit nou vir jou op oog aflyk nie. En so het Job altyd gedoen. So Job se kinders het gehou van partytjie hou. Job se kinders het nie die lewe gelewe wat Job gelei het nie. Anders was hulle 10 teen 1 saam met Job die oggend vroeg besig om te offer vir hulle eie goed gewees. So Job se kinders het gesien wat hy gedoen het. Maar Job se kinders het aangegaan. Kom hulle aangegaan het. En ek dink almal van julle weet wat met Job se alles gebeur het. Hy het al sy kinders verloor. Die duiwel kom voor God en sê, wel, nie eers die duiwel nie, God sê vir die duiwel en sê,
Have you considered my servant Job? Het jy al gesien? God breek by die duiwel oor Job. Het jy hom gesien? Het jy gesien hoe lief het hy my? En die duiwel is hy aanbid jou, dink jy hy aanbid jou soos vir niks? Kyk wat doen jy alles vir hom. En God is soos, okay, ek gee alles in jou mag. Jy mag net nie sy lewe neem nie. Hoekom kon hy nie sy lewe neem nie? Want Job was opreg. Maar hy kon nie ander se lewe neem. Hy kon nie ander se lewe neem. Want hulle het nie gelewe Godvreesend voor God nie. As ons nie, en ek sê nie vir jou, onder ons is na die kruis, jy het Jesus aangeneem. Wat ek vir die konsep wat ek vir jou probeer verduidelik vanoggend is, daar is nie iets soos 'n onskadelike, skadelose, dis eintlik die woord wat ek soek, 'n skadelose sonde nie. As ons aangaan in dit, hardkoppig, moenie gebluf wees nie. Jy gaan 'n verlies ly, maar jy hoef nie en jy kan vry wees van dit. Dit is die volheid van dit. En as ons kyk na Job se lewe, is aan die einde van die dag het hy meer gehad as wat hy aan die begin gehad het, dubbel gehad. So partykeer moet ons net die storm trotseer en weet en vertrou, want dis partykeer waar geloof inkom, dat God gaan my aan die einde van die storm, maar op dieselfde tyd gaan hy kry my nie net daar nie, hy gaan my onderhou tydens die storm. Wat vir my wel interessant is van Job, is die duiwel vat alles behalwe sy vrou. Wat ek sê. Dit is 'n grapie. Ek wou dit Vrydag se ek by 'n troue. Die tweede keer wat ek mense trou, baie beter gegaan as die eerste keer. Dit is soos ek sukkel partykeer om nie 'n grappie te maak tot my downfall partykeer. Sê ek stupid goed. En ek is soos moet jy sê die moedies en toe het ekie. So ek's nogal bly daaroor. So ek het dit net gehou vir vanoggend. Dat dat die duiwel vat alles want hy wil Job straf, maar hy los sy vrou. En nee, maar ek het op dieselfde tyd Spreuke 18 vers 22 sê dat hy wat 'n vrou vind 'n goeie ding. So dit is dames, julle is 'n goeie ding. Joshua 7, julle kan vir my soontoe blaai solank, dis ons volgende teksvers. En hoekom wil ek ook so, voor ek begin lees in Joshua 7, hoekom dink ek is dit belangrik dat ons partykeer bietjie sonde aan die keel gryp, die olifant in die vertrek aanspreek, want as ek Paulus se briewe lees, is dit nogal redelik wat hy doen. Is hy duld nie enige sonde nie. Daar is nie iets van, en ons almal het al hierdie gehoor, en ons het dit nie hulle almal gesê ek op 'n stuk. Amen. Is dit daar's ons 'n kerk, daar is kerke. Dit sal my net heeltemal van topic af sit. Ek is bly as daar pastore is wat dit kan doen. Dan sê hulle dan, "Dit is 'n afnoot wat is gewoon." Dankie Erik. Maar sien, daarso, dit is wat gebeur. Dan as ek nou van topic af. Joshua 7. Kyk nou wat nou gebeur het. Sien, waar het met brein gegaan. Kom ons kom terug by Joshua 7. So Joshua het nou Jerigo ingeneem. Ek het so rukkie terug gepraat van die engel met die ontblote swaard wat hom tegemoet kom voor hy Jerigo inval, en hy sê ook vir hom hoe hy Jerigo moet inval. Onder andere oor dat hulle om die stad moet loop, maar hy sê ook dat alles in Jerigo is met die banvloek getref. So wat beteken dit? Alles in Jerigo moet vernietig word, behalwe Rahab en haar gesin wat in haar huis is. En alles wat silwer, goud en koper is, moet bymekaar gemaak word en dit word in die skatkis van die Here geplaas. Dit is syne. So niks mag gevat word vir hulle eie gewin nie. En Achan word toe verlei deur die besitting. Hy het nou almal doodgemaak. It's there for the taking. En hy neem toe van dit. En die gevolg daarvan is dat net so eentjie daarvan af, van Jerigo af, is 'n plek met die naam Ai, en hulle stuur verkenners om te gaan kyk hoeveel manne moet ons stuur om hierdie plek uit te wis, en dit kom toe daarop neer, is 'n klein plekkie, is 'n klein dorp, en manne sê nee, wat ons 2 tot 3000 en ons het hulle Joshua, dis nie, hierdie ouens is nie sterk nie,
En hulle het nou net hierdie magtige stad van Jerigo vernietig. Dis ons so die manne is vol moed en hulle kom daar en 36 mense word verslaan op die einde van die dag van Israel. Hulle moes vlug, want hierdie klein dorpie verslaan hulle toe en hulle kon nie verstaan nie en vrees pak hulle toe op en Josua skeur sy klere en hy sê: "Here, hoe het U ons plaas U ons net aan daai kant van die Jordaanrivier gelos het dat dit maar daar vergaan, nou soos hier om dood te gaan." Kyk wat doen dit dadelik is dit dis God se skuld. Nee, Here, dit met U, hoekom het U ons hierheen gelei? Dit klink bekend. Ons doen dit ook. En nog 'n ding wat ons doen is, het jy al gekyk wanneer iemand in die moeilikheid is, hoe vinnig hulle sê nee, maar daai ou het dit gedoen. Klink dit nie vir hulle baie soos Genesis 3 nie? Dus ek dink nogal soos daai hele ding van nee, maar is daai ene het nogal mooi oorgetrek as jy kyk in die skrif. Dit gebeur so baie nog steeds. Kom ons lees in Josua 7 vanaf vers 1. Maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed, want Achan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serach en die stam van Juda, het van die bangoed geneem sodat die toorn van die Here ontvlam het en teen die kinders van Israel. Daarop het Josua manne van Jerigo gestuur na Ai toe, wat by Bet-Awen lê, oostelik van Bethel. En hy het met hulle gespreek en gesê: "Trek op en verken die land." En die manne het opgetrek en Ai verken. Toe hulle by Josua terugkom, het hulle vir hom gesê: "Al die manskappe hoef nie op te trek nie. Omtrent 2000 man of omtrent 3000 kan optrek en hulle sal Ai verslaan. Moenie al die manskappe met 'n tog daarheen vermoei nie, want hulle is daar maar min." So het daar dan van die manskappe omtrent 3000 man daartoe getrek, maar hulle moes vlug voor die manne van Ai. En die manne van Ai het uit hulle omtrent 36 man doodgeslaan. En hulle agtervolg van die poort af tot by Sebarim. En hulle verslaan op die afdraand. En die volk se hart het gesmeld en soos water geword. Dan lees ons in Josua 7 vanaf vers 19 tot 26. Toe sê Josua vir Achan. So nou het hulle die skuldige klaar uitgeken. So hoe het hulle dit gedoen met loetjies? Moet ons loetjies trek? Nee. Daai tyd het dit hulle het dit 'n holy dice genoem. Maar daai tyd het die Here baie deur loetjies of lood dan nou uitgewys wat sy wil is. Dit was vir daai tyd. Moenie nou soos bene gooi en goedjies doen. Dit is nie hoe ons dit nou doen nie. Nou het ons die Heilige Gees. Dis hoekom ons leer ken sy stem aanbied, want dit is hoe God vandag met ons praat. Daai was vir daai tydperk hoe hy met hulle gepraat het. So toe wys hy vir Achan, hy gaan toe deur die hele volk, al die stamme, en hy kom toe by die gesin van Achan uit. Achan is die skuldige wat hierdie goed gevat het. Toe sê Josua vir Achan: "My seun, maak tog die Here, die God van Israel, heerlik en gee hom die eer en gee my tog te kenne wat jy gedoen het. Steek dit nie vir my weg nie." Toe het Achan Josua geantwoord en gesê: "Waarlik, ek het gesondig teen die Here, die God van Israel, en so het ek gedoen. En ek het naamlik een mooi mantel uit Siniar by die buitgoed gesien en 200 sikkels silwer en 1 goudstaf en 50 sikkels in gewig. En ek het dit begeer en dit geneem. En kyk, daar lê dit begrawe in die grond binne in my tent en die silwer daaronder." Toe sê Josua dan: "Boodskappers stuur en hulle na die tent loop, lê dit daar begrawe in sy tent en die silwer daaronder." Ek gaan sommer net daar stop en dan sommer net verder vertel. So wat gebeur toe is, hulle kry toe die silwer en die bangoed wat hy gevat het in die tent begrawe. En God het die opdrag gegee dat wie ook al van die bangoed vat, bring die banvloek oor die volk. En daai is eintlik nogal vir ons 'n waarskuwing. En ons sien dit ook in die Nuwe Testament, is Paulus baie erg daarop oor 'n persoon in die gemeente wat besig is om te sondig, wat aangespreek is oor die sonde. Hy gaan aan met die sonde en Paulus sê laat hom wees soos 'n tollenaar. Haal hom uit. Hoekom? Want het die hele volk van Israel gesondig. Een ou het. En ons is 'n liggaam. En ek wil vir sê jou sonde affekteer nie noodwendig net vir jou nie. Dit kan ook die mense om jou, jou vriende, jou familie op die einde van die dag seermaak. Maar jy hoef nie in dit vas te sit. Dis positief. Right? Amen, julle is nog by my. Julle verstaan. Kyk, ek wil net seker maak dat ek net mooi verduidelik, want ek kan
nie mooi verduidelik partykeer nie. Dit maak sin hier. Dit maak sin hierso. En so hy bring die banvloek oor Israel, nie net oor hom nie, oor Israel. En is iets wat ons in die Nuwe Testament ook sien. Geen verskoning, sonde nie. En God sê laat hierdie persoon met vuur gebrand word. So hulle vat toe sy alles en sy gesin. Nou dit klink wreed. Ag gaan hierdie goed gesteel. Hoekom sy gesin? Want dit was in die binnetent begrawe. Hulle het geweet dis daar. Sy gesin het saam met hom weggesteek wat hy daar binne begrawe het. Hulle het deel gevorm van dit. Maar hy het dit gevat, maar hulle het okay, is reg, sit dit hier binne en saam met hom weggesteek en beskerm. En hulle is gestenig op die ou einde van die dag en verbrand en die klippe is nog steeds daar en is die vallei van Agor wat beteken vallei van ramp op die einde van die dag. So ek wil vir jou wys hoe ernstig God oor sonde is. Nie net oor jy teen hom sondig nie, maar verstaan dat sonde 'n ramp oor jou kan bring en dat hy jou wil beskerm teen dit. Hy wil nie hê daar moet 'n ramp oor jou kom. Hy wil hê jy moet 'n lewe in 'n lewe in volheid. Dis hoekom hy gekom het. Jona. En Jona praat vir my absoluut van God se karakter. Hy stuur vir Jona na Ninive toe en hy wil nie gaan nie. Hy vlieg eerder Tarsus toe. As kind het ek gedink dis omdat hy bang was. Want Ninive was nie 'n klein stad nie. Dit praat van dat dit 'n 3 voet dagreis was. So ek weet nie wat se pace hy gestap het nie. Almal het nou ek weet nie wat sy Garmin watch vir hom gesê het is sy pace nie. Maar dit was 'n entjie se stap. Wat dis 'n groot plek. Dis die hoofstad van Assirië gewees. En Assirië was nie 'n vriendelike nasie nie. Dit was 'n warlike people. Hulle het gehou van beklei. Hulle het trots gevind in dood en moord en bloed en alles. Dit is die mense waarna toe God hom stuur. So ek het gedink hy's bang. Want vir my was dit vreesaanjaend om voor my maatjies in die klas te praat. Nou moet hy voor 'n stad gaan praat. Maar toe ek nou weer na die skrifte gekyk en bietjie dieper gaan kyk, sien ek nee, daar's 'n ander rede hoekom Jona nie wou na Ninive toe gaan nie. En dit sien ons in Jona 4. Dan moet ek ook net daar kom. Maar Jona was hieroor erg ontstem. So God sê vir hom gaan en sê vir hulle dat in 40 dae gaan ek Ninive verwoes. As gevolg van hulle sonde. Dis 'n heidene nasie. Hierdie is nie Israeliete nie. Hierdie is nie Jode nie. Dit is 'n heidene nasie. Hulle ken nie eers soos enigiets van die wet nie. En hy sê ek gaan julle verwoes as gevolg van julle sonde. En toe bekeer hulle self. Hulle gooi as oor hulle kop, skeer hulle klere, berou hulle sonde en God sê, "Right, ek gaan julle spaar." En dan kry ons onsself hierso. Maar Jona was hieroor erg ontstem en hy het kwaad geword. Toe bid hy tog en die Here en sê, "Ag Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie. Daarom het ek tevore na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat U 'n genadige en 'n barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. O Here, neem dan nou tog my siel van my af weg, want dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe." Interessante karakter. Op punt 1 dink ek hy moes 'n baie goeie prediker gewees het. As ek kyk die effek wat sy prediking gehad het in Ninive. Maar hoekom wou hy nie gegaan het nie? Ons is ook partykeer so. Daai persoon verdien dit nie. Hulle verdien nie vergifnis nie. Kyk wat het hulle gedoen, kyk wat hulle aan my gedoen, kyk wat doen hulle aan ander mense. So punt, daar kan mos nie vergifnis wees vir so 'n persoon. En hy sê ek gaan nie vir hulle gaan vertel nie, want ek is bang God vergewe hulle. Dis eintlik so 'n selfsugtige rede eintlik van Jona. En wat doen God? Hy presies wat hy gedink het God gaan doen. Vergewe hulle. En hoekom hierdie vir my soveel krag dra, want dit is in die Ou Testament, dit is voor Jesus. En as meeste van ons dink oor die Bybel is baie mense God is in die Ou Testament. Hy was hard, was reguit, hy het geoordeel sonde, daar was moord, daar was oorlog en Jesus gekom vir ons sondes, hy het ons vergewe. Hy's die sagter een, wil ek amper sê. Dit is hoe ons in ons die storie wat ons baie keer in ons kop het, want Jesus was die sigbare een, so dis baie en hy het gewandel onder ons, so dis baie makliker om 'n idee te kry van hoe hy is.
Die waarheid van die saak is dat die Vader, Seun en die Heilige Gees presies eers is. Presies eers. Hulle sê vir Jesus op 'n stuk, wys ons die Vader. En wat sê hy vir hulle? Hoe lank is ek al met julle? Hoe lank sal ek nog by julle wees? Weet jy nie dat as jy my gesien het, het jy my Vader gesien nie? Wat sê hy van die Heilige Gees? Hy sê ek stuur vir julle een wat net soos ek is. Die Vader, Seun en Heilige Gees is presies dieselfde. En hierdie stukkie dra vir my soveel krag want ons mis baie keer hierdie mooi en karaktereienskap van God die Vader oor die kruis wat alles makliker geraak het, wil ek amper sê. Wat sê dat hy is genadig, barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Dit is die God wat ons dien. En hoekom eindig ek, en daar's nog een skrif wat ek gaan lees, in 2 Kronieke 7 vers 14. En my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verontmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van 'n verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Kruis is daai. As ons bid, ons sonde bekeer, sal hy die land genees, want sonde wat vergewe word, het 'n effek op alles om ons. Net soos wat sonde wat nie gehanteer word nie, effek het op alles om ons. En hoekom eindig ek af met hierdie 2 Ou Testamentiese skrif? Want God is genadig en hy wil sonde vergewe. God wil nie sonde straf nie. Hy wil nie. Dis hoekom hy Jesus gestuur het. Hy wil nie hê jy moet vassit in sonde nie. Hy wil nie hê jy moet deur daai siklus gaan oor en oor en oor nie. Hy wil hê jy moet bekeer daarvan sodat hy jou kan genees daarvan, sodat jy kan vry wees daarvan. Sodat jy kan 'n lewe en 'n lewe in vol lewe. Dis die God wat ons dien. Al wat ons moet doen is humble yourself. Want dit is jy moet jouself maar nederig hou as jy 'n fout gemaak het. Dit is nie ek weet nie wie van julle hou daarvan om rond te loop en sê, ek het iets verkeerd gekry nie. Ek dink dit is enigiemand se geaardheid hier. Ek weet hy hoe enige ou wat sê hy ontvang kritiek baie maklik, gee hom kritiek, dan kyk jy. Hoe reageer hy daarop? Ek sê altyd vir Erik, as ek iets verkeerd kry, sê vir my. En dan sê hy dit baie keer vir my en dan is so 5 sekondes van okay. Dis is want niemand hou daarvan nie. Niemand hou daarvan nie. Maar dit is ek het laas ook oor gepraat. Goeie vriende sê vir mekaar as hulle iets verkeerd kry. Sê God wil jou gesond nees. Al wat hy en wegvat en vergewe en jy kan vry wees daarvan. Al wat hy van jou vra is humble yourself en om te bekeer. En wat beteken dit om to come to repentance? En ek wil so 'n bietjie net op dit vasraak, want om te repent is nie om jammer te sê alleenlik nie. Om te repent is om weg te draai 180 grade en weg te stap. Jy los dit wat agter jou is, agter. Dis een wat weergebore is. Kom nie terugsin nie. Want dit is wie jy was. Jy's 'n nuwe mens. Jy bekeer van dit. Jy draai weg van dit. Ek sien nou die dag 'n video wat 'n ou maak. Ek gaan nie sê wie nie. Dis sê hy sê Christendom is hy voel die Here gebruik hom om 'n nuwe manier te wys. Dink ek klaar, maar laat Paulus sê laat geen persoon 'n ander evangelie bring as die een wat ek vir julle bring nie, so dis ek al klaar 'n bietjie skepties. En hy sê toe want God verwag nie van ons hierdie konservatiewe Christendom om 'n 360 grade draai te maak. So ek sê nie jy's 100% reg. Hy verwag nie van jou om 'n 360 grade swaai te maak nie. Hy wil hê moet 180 grade draai. Maar as jy 360 grade draai, is jy in dieselfde rigting op pad. So dan was hy nog reg geweest. En want God wil hê ons moet verander. Dis hoekom jy weer gebore word. Want ek weet nie van julle nie, maar toe ek aan daai kant van die kruis was dit nie vir my lekker nie. So hoekom wil ek daai persoon? Hoekom wil ek daar bly? Hoekom wil ek met dieselfde goed sukkel? Daar is nie 'n lewe in vol vir my. En hierdie is moontlik vir my. Maar dit gaan vir my vat om weg te draai en nie elke keer terug te gaan na dit. Want jy en ek wil regtig my groot eer gee. Julle kan maar vorentoe kom asseblief. My groot Wat 'n liedjie gaan julle doen die laaste een? Kan jy die laaste een weer doen? Asseblief. Ek doen nooit hierdie nie. Maar ek maar great.
Want daar is vir my so en ek wil hê jy moet regtig wanneer jy daai sing, waar die gees van God is vryheid. Want as ek werklik vir jou moet vra vandag en jy hoef nie hande op te steek of my te kom antwoord, die antwoord op jouself, is jy werklik vry? Slaap jy werklik in jou storms? Is jy werklik vry van sonde? Soos wat jy kan wees, want jy kan. Jy kan. Wees heilig want ek is heilig. God roep jou na 'n plek van om heilig te lewe. Ja, ons is weergebore, so ons raak groot, ons groei, ons is op melkkos, dan gaan ons vaste kos toe, maar jy hoef nie, kom ek sê dit so, jou journey is nie een van sonde tot jy daar kom nie, dit is om te leer loop in die geregtigheid van God. Dis wat jou journey is. Ek hou eintlik nie van die woord journey nie. Ek voel dit word so maklik gebruik, want ons is ons groei saam met God. Daarmee stem ek saam. Maar journey word net baie keer 'n bietjie los gebruik van ek is op 'n journey. Ek is soos jy is al lank op hierdie journey. So jy is besig om te groei saam met God. Absoluut. Maar jy groei in geregtigheid. En jy hoef nie foute te maak om te groei in geregtigheid. Die skrif sê vir ons wat reg en verkeerd is. Ons kan net al gaan kyk. En wanneer jy op iets en as jy agterkom as iets wat jy verkeerd doen, wat jy nie eers van bewus is nou nie, is dit so maklik soos Here, vergewe my. Ek draai weg van dit af en ek kies om so toe te gaan nie. En wat doen hy? Nee. Kom sit in my arms. Kom lê op my bors. Soos Johannes op sy bors gelê het in die laaste ete wat hulle saam gehad het. Dis die God wat ons dien. Hy wil jou vergewe. Hy wil jou vry hê. Maar jy moet besef dat in sy gees is daar vryheid. Jy is vry. Jy is vergewe. Jy is 'n nuwe skepsel. So moenie lewe en vashou en dink soos daai persoon. Want jy is nie meer daai persoon. Dit voel dalk vir jou partykeer so, maar dis nie eens. Enige plek waar hierdie nie die volle effek het in jou lewe wat dit moet hê en sal hê nie. Dis leens. Dis dit 'n leen, is 'n vesting wat net gebreek word. Net 'n vesting. En ja, partykeer soos byvoorbeeld by my, soos die hele ding, die tweede keer is nie so erg, maar die eerste keer toe hulle by ons ingebreek het. Jesus, ek moes beklei teen vrees. Oh my goodness. Ek was regtig daar teen fight. Maar dan en dat dit my saans, dan word ek wakker met my soos hartklopings. En dan sê ek soos Here, ek weier dat hierdie is nie van U af nie. Ek weier, ek staan teen dit en dit sal nie 'n vesting by my opbring nie. Kom vrees partykeer nog, kom klop vrees nog partykeer aan my deur. Ja. Maar hy sê my huisie. Sien jou, maar bly buite. Ek hoef nie vrees. So ons dink die oomblik as vrees en ons deurklop, o vrek. Hier sit weer. Ek vrees. Nee, ek hoor jou klop. Ek sien jy is daar voor, maar jy kan maar buite bly. Jy gaan nie inkom. Want ek kies om nie in vrees te lewe nie, want ek het nie 'n gees van vrees nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Kom ons staan, dan bid ek vir ons en dan gaan ons sluit ons af. Jesus, dankie dat U die volle prys betaal het. Die volle prys. Tetelestai, it is done, paid in full. Vol betaal, jy is vry. Dis wat U spreek oor ons. Here, nie net het U ons sonde vergewe aan die kruis nie, maar U het dood oorwin 3 dae later en ons 'n leë graf wat daarvan getuig. Dood kon U nie vashou nie. U het dood en U het sonde oorwin sodat ons in U voetstappe en dit kan loop. Dankie vir U opstanding, Here. Dankie vir die klip wat weggerol is vir ons, sodat ons saam met U kan opstaan in 'n lewe in vol in ons redder Jesus Christus. Heilige Gees, ek bid dat in hierdie laaste lied, Here, waar ons eers net mediteer en kou en herkou aan vanoggend se woord, Here, bid ek vir elke vesting om te breek, elke leuen om te vlug in Jesus naam.
Here Jesus, kom lei ons, kom leer ons. Wel, U lei ons reeds in vryheid, kom leer ons hoe om in hierdie vryheid te loop. Heilige Gees, kom leer ons hoe om die volkome, die totaliteit van hierdie vryheid wat U vir ons doodgegaan het en opgestaan het, om dit te begryp en te lewe aan dit. En al slaan die golwe teen die rotse en die wind wapper ons vensters. Dit is 'n rots waarop ons huisie staan. Ons is gebou op 'n rots, op Jesus. Wind en weer klop en raas, maar binne in die huis sal daar vrede wees. Binne in die huis is die Gees en ons is die woning. Ons maak die woning in ons. Here, dankie vir U genade wat ons in staat stel om verander te word, om te groei in U beeld. Van heerlikheid tot heerlikheid, van glorie tot glorie. Here, dankie dat U ons as verteenwoordigers van God op aarde gesit het. Leer ons om so te wandel, sodat ons U goed sal verteenwoordig. Nie net vir ons onthaalwe nie, maar vir hulle wat U nie ken nie. Here, mag mense elkeen van ons sien hier binne. En U sien, die goedheid sien, mag hulle sien hoe U goed is vir hulle, hoe U guns bewys aan elkeen. Mag hulle 'n lewe verander en getransformeer sien, gevul met vreugde en met vrede. Spreek dit uit in elkeen van ons. Lewe gevul met vreugde en vrede, nie gebaseer op omstandighede nie, maar op God en God alleen. En mag elkeen se getuienis wees, daar stap 'n vriend en 'n vriendin van God. Dis my grootste wens vir myself. Wat 'n getuienis is met dit te wees. Daar stap 'n vriend van God, hy ken hom. Here, my gebed is dit vir een en elkeen hier. As mense hulle sien, daar stap sy's 'n vriend van God. Sy ken hom. Daar stap hy. Kyk hoe stap hy. Daar stap 'n vriend van God, hy ken hom. Ons wil U ken, ons wil naby aan U wandel. Ons wil U stem hoor, ons wil U asem oor ons voel, Here. U is ons bron van lewe. U is ons bron in U alleen. Ons geen ander fondasie behalwe U nie. Ons is die lief, Here. En ons is ewig dankbaar vir U offer. Die kruis en die opstanding. U wat eerste lief gehad het. U wat alles prys gegee het vir ons. U het alles gelos. Die gestalte van 'n mens, 'n slaaf aangeneem. Gehoorsaam geword tot die dood, sodat ons vry kan wees. Dankie vir vryheid in U. Here, hou elke persoon veilig deur hierdie week en bring hulle vir ons terug Sondag. In Jesus naam. Amen. Amen, julle. Fluit. Die storie is uit. En onthou vanaand asseblief 6uur, leer ken sy stem, ons laaste sessie. Weer eens, as jy nie een van die vorige sessies was nie, jy gaan nie voel jy het, ek hoop jy voel jy het uitgemis. Nee, ek sê, maar dit gaan 'n goeie sessie wees. Ek's baie opgewonde oor dit. En 6uur vanaand hierso. En julle moet 'n mooi middagslaap hê en alles wat julle doen op 'n Sondag, mag dit lekker wees. Slaap, eet, geniet dit. Vrede vir julle.